Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Numeri 13. In hierdie hoofstuk lees ons dat daar verkenners na die land van Kanaan gestuur was. Wanneer daar na Deuteronomium 1 vers 20 tot 25 verwys word, is dit duidelik dat God aan die volk beloof het dat die land aan hulle sou behoort. Uit vrees of selfs nuuskierigheid het hulle 'n plan beraam om verkenners na die land te stuur. Wanneer ons aan die einde van Numeri 13 kom, sien ons dat hierdie plan net nog meer vrees onder die volk gestig het. God is egter 'n getroue God en hy gebruik die terugvoer van die verkenners om die volk se geloof te versterk. Daar was een man van elke stam gekies wat deel gevorm het van die groep verkenners. Joshua was gekies as die leier van die groep. Sy oorspronklike naam Hosea beteken redding. Sy naam verander later in hierdie hoofstuk na Joshua, wat beteken die Here red. Die naam Joshua het dieselfde betekenis as die naam van die Messias. Hierdie kan dus as 'n vooruitwysing na Jesus Christus gesien word. Verse 17 tot 20 wys op Moses se ongeloof. Hy gee aan die verkenners opdrag om te kyk hoe die land is, of die inwoners sterk is, ensovoorts. God het egter alreeds in Eksodus 3 vers 8 vir Moses gesê dat dit 'n goeie, vrugbare land is, 'n land van melk en honing. In die laaste deel van die hoofstuk sien ons dat die verkenners 40 dae geneem het om die verkenningstog te voltooi. Die getal 40 word dikwels gebruik deur God om sy volk se geloof te toets. Wanneer die verkenners terugkom, het hulle gerapporteer dat die land wel die land van melk en honing is. Alhoewel hulle die bevestiging ontvang het dat die land goed is, soos God beloof het hulle verslag steeds ongeloof getoon. Caleb het egter ingetree en die volk probeer gerusstel. Hy het God se belofte onthou en die volk herinner om daaraan vas te hou en daarop te vertrou. Hulle moet God vertrou en gehoorsaam wees. Steeds was daar ongeloof onder die verkenners en die volk. Hierdie wys vir ons dat twee individue presies dieselfde dinge kan sien en beleef. Die een kan daaruit wegstap gevul met geloof in God, en die ander kan wegstap met ongeloof dat alles verkeerd sal loop. Mag ons vandag onthou dat geloof of ongeloof nie vooruitspring van die omgewings